Ek wil aan elkeen van julle baie welkom sê ook ons aanlyn luisteraars. Ja, ek het vandag gehoor en dit is vir my nogal interessant Herman, ek kan nie onthou, ons gesprek op die kant nie, ons het 'n paar, waar ons het lank, seker 2 ure lank gestaan gesels. En my woord aan Herman was, ek weet nie, maar ek het 'n boodskap wat moet uitgaan, en ek weet nie hoe wat nie. En myne het toe nou geweet letterlik, die volgende dag het pastoor Mark vir my gevra dat ek moet instaan vir wat hulle is met verlof van die wat nou aanlyn is, wat my nie ken nie, ek is Karen. En so, ek hoop julle gaan die boodskap geniet. Voordat ek met die preek begin, wil ek verstaan, en julle moet verstaan, Daniël, ek gaan preek oor Daniël 9. So, is baie skrif, en ek gaan dit vir julle opbreek, en ek hoop regtig vandag, gaan dit iets vir julle oopgaan. As jy Daniël 9 nie verstaan het, verstaan jy nie die Bybel nie. So, en Daniël 9, moet julle altyd onthou, en dit is waar baie mense verkeerd gaan. Dit is vir die Jode, dit is nie vir die kerk. Daniël 9 gaan oor die Jode. Goed, as ons nou gaan kyk, ek het die hele PowerPoint presentation, so ek wil eerst dat ons net die verskeie dispensasies verstaan. Nou, heel eerste het jy die tyd van, het jy eerder, dit is toe Adam en Eva van die tuin was, en ek kan nie waar op die verskillende dispensasies ingaan nie. Maar dit was ons heel eerste, en toe is daar na elke dispensasie is daar 'n spesifieke gebeurtenis, wat daai dispensasie tot op 'n einde bring, nie? So dit was die tyd van Eden, hulle het volmaak met die Here gewandel, toe kom die sondeval. Toe kom die tyd van die gebeure. Dit is in Noag se tyd. En daai tyd was daar nie wette nie, en hulle het maar volgens hulle gewete, soos God hulle gewete aangespreek het, so het hulle gehandel. En toe, direk, wat gebeur toe? Toe sit die sondeval. Toe kry jy nou die deel van die wet. Nou eintlik is die wet is nog opgebreek, daar so is nog 2 dispensasies, maar ek gaan nie in soveel wete tel, en kan ek net hier in die konsep verstaan. So, toe sit die tyd van die wet. En wat gebeur toe? Wat beëindig die wet? Christus. Jesus het gekom, en dit was die kruisdood. So, tussen die Jesus se kruisiging en nog net so belangrik sy opstanding wat plaasgevind het. En toe is dit die kerkere. En dis die era waar ons vandag weet, is die kerkere. En na die kerkere gaan dit wees die wegraping, en hierso is waar my preek inkom. Dis die wegraping. Hoekom die 7 jaar van verdrukking? Hoekom moet ons daai 7 jaar hê? Hoekom? En dus dan gaan ons direk na die wegraping, so met Jesus se wederkoms. Ons weet nie hoe lank is die kerk hier. Ons het geen idee nie. Maar die Bybel, die woord is duidelik, soos ons nou ook uit Daniël 9 gaan sien. Die woord is duidelik, dat van die wegraping, tot en met Jesus se fisiese wederkoms, is 7 jaar. So, sodra die kerk weggeraap is, dan gaan die begin 7 jaar, dan is dit sy fisiese wederkoms. Dan is dit die 1000 jaar van vrede wat Jesus van terugkom as 'n politiese vrede, né? En dan kry Armageddon en dan gaan ons die ewigheid. So, in breë trekke is dit die dispensasies. Nou, alles het begin met die God die Vader se belofte aan Abraham. In Genesis 12 vers 3, die eerste 2 uit Genesis 12 en Genesis 15, is dit die seëninge wat die Here oor Abraham uitgespreek het. Nou, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Daai belofte staan vandag nog steeds, maak nie saak wie wat sê nie. Wys my uit die woord, waar bestaan daai belofte nie meer nie. Ek sal seën die wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. So hierdie replacement theorie is onwaar.
Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, in jou nageslag gee ek hierdie land. Dis 'n belofte van die Here. Van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier Eufrates toe. Die Kenieten, Kisieten, Kadmoniete, die Hetiete, Ferisiete en Rafaite, die Amorite en Kanaaniete en die Gergasiete en Jebusiete. Toe kom in Genesis 17 sluit God die Vader 'n verbond met Abraham. En dit is wat Israel gaan doen. Wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou. Jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Goed, nou gaan ons by Daniël 9 kom. Ek gaan nie die hele Daniël 9 lees nie, maar dit sal goed wees as julle teruggaan en dan kan julle die hele Daniël 9 lees en vers vir vers dit deurgaan en soos ek op julle maar wil het, as julle hierdie goeders om my, as julle die preek wil hê, die gedeelte wat die meeste van my navorsing uitgedoen het, julle is meer as welkom, as julle agterna weer selfstudie wil gaan doen, ek keer het vir julle. Goed, as ons gaan kyk na Daniël, voordat ek daarby kom, Daniël het net 'n bietjie agtergrond gegee. Israel het met die wet, was daar aangeweet van die Sabbatsjaar en die Jubeljaar. Nee? So wat jy nie weet nie. Die Sabbatsjaar is elke 7de jaar. Dan moes die Israeliete hulle grond laat rus, so hulle mag nie geplant het nie. Nee? Hulle moes hulle grond laat rus. Dan, elke 50ste jaar was daar 'n jubeljaar, wat hulle, eintlik is soos elke 9 keer, die 50ste jaar is die jubeljaar gevier. Nee? So in daai jubeljaar moes hulle alle skuld afskryf, slawe moes vrygelaat word, die grond is herstel. Jy weet, dit is hier, alles het daaroor gegaan. Wat toe gebeur, Israel het nie hierdie wette van die Here, van God die Vader, het hulle nie nagekom nie. En toe stuur die Here hulle ballingskap. Nou die agtergrond was in hierdie tyd, was Daniël in ballingskap. En dit is waar Daniël mee in. En hy het 'n gebed aan die Here. Want hy is besig in daardie tyd om Jeremia te bestudeer. En in Jeremia verstaan hy toe, maar kyk, dit is 70 jaar, hy verstaan uit Jeremia, ons moet 70 jaar in ballingskap wees. Maar hierdie 70 jaar is nou amper verby. En hy gaan in 'n smeekgebed. En dan as Daniël se smeekgebed opbreek, vers 3 tot 14, doen hy 'n belydenis van sonde. Hy sê die Here, namens die volk, hy was 'n intercessor. Jammer, Vader, oor hierdie volk, het is absolute oor hulle sondes, omdat ons nie hierdie beloftes aan U nagekom het nie. Vers 15 tot 19, staat toe 'n pleidooi op genade, wat hy sê, Here, hê genade met hierdie volk. En dis waar dit nou interessant geword. Vers 20 tot 23, toe verskyn die engel Gabriël aan Daniël. Nee? Want hy was baie bekommerd, hy was bekommerd oor Jerusalem in die eerste plek, en hy was bekommerd oor sy volk, oor die volk van Israel. Nou, hierdie gedeelte van die engel, die Engelse woord van Daniël, kan jy ook in 3 opdeel. Die heel eerste is die komende Messiaanse koninkryk. So dit is die 1000 jaar van vrede. Die komende Messias, wat toe Jesus was, nee? En dan die komende Antichrist. Goed. Nou gaan lees ons, nou gaan ons 'n bietjie opbreek. En hier is nou regtig interessant, jy moet nou by my kyk. Daniël 9 vers 24. Gaan lees ons. En ons gaan sien wat elke woord wat dit beteken en waar dit beteken. 70 7-tale is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Om die goddeloosheid te voleindig
en om die maat van sondes volmaak te maak, en om ongeregtigheid te versoek, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profete beseël, en om wat hoog heilig is te sal. Nou soos ek reeds gesê, onthou nou, hierdie gedeelte is net vir die Jode, dis nie vir die kerk, dis nie vir ons Christen. Dit is omdat hulle nie dan saadsjare en nuweljare nagekom. Nou as ons gaan kyk, 7 dae daar staan. 70 maal 7 is 490 jaar. Okay? 490. So dis baie waardelik. So die doel van hierdie 490 jaar, daai 70, wat is die doel? Om goddeloosheid te volëindig en om die maat van die sondes vol te maak. So na daai 490 jaar, dan het hulle terugbetaal, want hulle sondes terugbetaal, omdat hulle ongehoorsaam was. Dan, om geregtighede te versoek, almal van ons, of jy nou Jood of Griek is, of maak die saak van wat jy is, moet vir Jesus, moet ook nou die woord van Jesus, nou die kruis en die kerk woord van Jesus. So. En dan die volgende is om ewige geregtigheid aan te bring, die geregtigheid gaan eers in die 1000 jaar gebeur, gaan dit daar wees, en om gesig en profete beseël, hoor nou wat ek vandag vir julle sê. Elke profesie, aan die einde, by elke profesie, wat in die woord is, gaan volbring wees. Het gaan volbring wees. Ons sien dit in ons oor, met ons eie oor, hoe dit gebeur. En om wat hoog heilig is te sal. Dit is nie Jesus of iets, dit daai op die millennium tempel, wat Jesus self gaan nee? Goed, nou, net hier, ja. Nou, en dan weer van, nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel. Dit is belangrik, om Jerusalem te herstel en om op te bou tot op die gesalfde. 'n vors is 7 7-talle en 62 7-talle. Langs sal dit herstel en opgebou word met kleine en snote, maar die tye van die land. As ons nou net na vers 25 gaan kyk, 7 7-talle, as ons dit nou gaan opbreek hier sê, 7 maal 7 is 49 jaar, daar staan dit 7 7-talle, 7 maal 7, 49. Die volgende periode, is 62 7-talle, 62 maal 7 is 434 jaar. Okay. En na die 434, soos 49, dis 434, dan, en na die 62 7-talle, sal 'n gesalfde uitgeroei word. Wat is dit presies? 'n gesalfde gaan uitgeroei word. Na die 434 jaar. Maar sonder iets veranderd. En die volk van die volk wat sal kom, sal die stad in die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees. En tot die einde toe sal oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Dit sê maar net, dit skryf die hele tyd. En ons almal weet, van daai tyd tot nou toe, was verwoestings. Dit is verskriklik om te sien waar die wêreld heen gaan. Het ons volgende en nou, is vir ons nou so daar kan ons nou sien 49 jaar, ek nou nie weer die hele deel lees nie, die eerste 2 dele van die 70 7's, het ek weet, dit is 7 maal 7 is 49 jaar en 434 jaar. As jy die 2 by mekaar tel, is dit 483 jaar. 483 jaar. Nee? Goed, jy kan die volgende
ons nou begin tel. Maar gaan kyk ons in Esra 6 vers 14. En die oudstes van die Jode het gebou en goed gevorder deur die profetiese werk van die profeet Haggai en Sagaria, die seun van Ido. En hulle het gebou en voltooi op bevel van God van Israel, op bevel van Kores en Darius en Artasasta, koning van Persië. Daar was 3 uitvaardigings. Kores se uitvaardiging, Darius se uitvaardiging. En dan, die belangrike deel, Artasasta. Daai tyd is dit Nehemia was in die tyd van koning Artasasta. Was hy, en wat het die Nehemia gedoen? Hy begin om die mure op te bou. Gaan my na die volgende slide gekom? So, ek kan net nog daai kry, die twee, en nou moet jy weer verstaan van die uitgang van die woorde om Jerusalem te herstel, so van die begin af om Jerusalem te herstel, nee? En op te bou, tot op 'n gesalfde. So dit is die begin van wat Jerusalem opgebou het, wat Nehemia gaan doen het, die herstel van die mure, van daar af begin ontstel. Nou Nehemia se tyd was 7 x 7 is 49 jaar. En toe dit klaar is, net direct daarna, toe skop die 62 7-tale, toe skop dit in 62 x 7 is 432 jaar. Toe skop dit in. Tel ons die twee mekaar, so van Nehemia se tyd, nee, tot en met die einde van die 434 jaar, is 483 jaar. Wat is 490 minus 483? 7 jaar. Dis Daniël se 70ste leer. Dis Daniël se 70ste leer. Nee? Nou, ek kom met my volgende. Goed, as ek net weer vinnig hierso kan kyk na die dispensasies, as ons dit nou indruk, dan gaan jy sien daarso, ek het nou die kruisstel ingebring, en dan die 483 jaar was direk voor Jesus se kruisiging. En daarna 483 jaar, presies daarna, presies 483 jaar later, het Jesus ingery in Jerusalem op die donkie toe sy gekruisig. Interessant. Toe, wat Nehemia nie geweet het, Nehemia het besef, maar dit is op daar staan tyd en ek besef is 420 jaar, maar die engel het alles vir hom geopenbaar, maar Nehemia het nie rekening gehou by die kerkere of die profetiese parentese nie. Dit word ook genoem die verborgenheid van die koninkryk van die hemele, die profetiese parentese. So, hy het nie daarvan geweet. Dit was hom verborgen, en ons gaan later sien dat dit wel so ook aan ons gestipuleer is. Nou, ek na die kop neem gaan. So, daar in vers 27, nee, sê die engel voor, en hy sal 1 week lang met baie 'n sterk verbond sluit. 1 week lang, nee. En gedurende die helfte van die week, na 3,5 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat opbou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. Dis die antikris. Dis die antikris. En wel tot die einde, so tot die einde van die 7 jaar. Nee? En wat vasbesluit is, sal oor woes is uitgestort word. Hierdie tydperk is ook bekend as die 7 jaar van verdrukking, groot verdrukking, ook die tyd van Jacob struggle, soos dit is in Jeremia 30 vers 7 gesê is. Nou, wat duidelik hieruit is eers wat jy moet verstaan,
Israel is die vrou van God. God die Vader. Nee? So tans, omdat Israel ongehoorsaam was, omdat Israel nie die Here se voorskrifte by dit gehou het nie, hulle is nie die Here se voorskrifte nie, so die Here is geskei op hierdie stadium van Israel. Hulle gaan eers na die 490 jaar, gaan hulle versoen word. Nee? So, en die kerk is die bruid van Jesus. So nou staan ons eers in die pad van die versoening, van die laaste 7 jaar wat eers in vervulling kom. Dan moet die kerk en dan kom die 7 jaar van verdrukking kan dit inskop, sodat die Jode in daai tyd hulle bloed doen. Dis in daai tyd, ek kan nie daarin gaan nie, dit is te veel, dit is te lang, dit is teachings op hulle eie, maar dit is in daai tyd wat Openbaring praat van die 144,000, wat dis 12,000 uit elke stad, wat in die wêreld gaan ingaan en hulle gaan evangeliseer. Hulle gaan, dis hulle wat die evangelisasie werk. Dan in die woord staan die hele Israel wat bekering word. En na daai 7 jaar van verdrukking, nee, met Jesus se wederkoms, dan is Israel se boete doen, dan is hulle skuld verby. Dan is hulle versoen met die Vader. Dan het God die Vader het sy vrou en natuurlik het Jesus het alreeds sy bruid weg. Dus dan in daai dan kan Jesus terugkom. Kyk, die Jode sien hom tot vandag toe nog van die Bybelse tyd af, dat Jesus moes 'n politieke figuur wees, maar dan eers na hulle klaar hulle boete doen, dan kan Jesus kom, dan gaan hy kom en hy gaan in die wêreld regeer en dan gaan hy politieke figuur wees. So hy gaan ons Christus wees wat fisies gaan kom regeer hier op die aarde. Daniël 12 vers 9. Nou, hierso sê dit duidelik in Daniël 12 vers 9. En hy het gesê, dis weer die engel wat weer aan Daniël verskyn het, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. So hier sê hy, dis hoekom Daniël nie gebed het van die kerklede. Maar saam met Daniël 9 moet jy Openbaring lees en dan ook Matteus 24, wat al hierdie goeders beskryf. So die tyd van die einde word eers daar geopenbaar. Die hele kerk het dat, toe die Messias kom, die Jesus kom, en hy het vir ons almal in die kruis gesterf. Toe begin dan kerk. So dit is hoekom Daniël nie daarvan geleef het nie. Wat interessant is, Sam stuur vir my in, die stuur sy vir my klip, en daarso is dit toe nou 'n Messiaanse Jood wat praat, die rabbi wat praat. En hy sê daar, uiteindelik iets heeltemal anders oor gepraat, maar hierdie het my oorgekom. Jesus is juist die brood van die lewe. Nou, in Hebreëus ook, elke Hebreëse letter het 'n numeriese waarde. Nee? So, as jy die brood van die lewe, die Hebreëse numeriese waarde, wat is die waarde? 490. Jesus is in Bethlehem gebore. Wat beteken Bethlehem? Helse vrede. Wat is die numeriese waarde van Bethlehem? 490. Dit is, as jy hierdie ding gaan snap, dan gaan jy kan sien, volgens die woord, ek het julle nog gevat, skrif vir skrif, teks vir teks, woord vir woord, dis hoekom daar kan nie 'n minder wees nie, en daar kan ook nie aan die einde die wegdrag van kan ook nie aan die einde van die serie of dit plaas nie. Dit moet voor die tyd plaasvind. Dit moet voor die tyd, want dan is dit die laaste, die kerk is weg, die bruid van Christus is weggeneem, daai laaste tyd, sodat die Jode hulle laaste 7 jaar van hel, om dit so uit te druk, terug te bring.
Vader, ek wil die dankie sê, dankie vir wat u vir ons doen, dankie vir die openbaring. Vader, ek bid dat elkeen sal gaan dankie oor dat hulle verdere studie sal doen. Dankie vir die woord, dat ons die woord letterlik gaan opleef, woord vir woord, dat ons kan sien, daar is soveel meer. Want Here, ek bestudeer hierdie onderwerp al 'n paar jaar en in hierdie laaste week, in die laaste 2 weke, het daar weer soveel nuwe dinge vir my oopgegaan. Dan kan ons maar net besef hoe kragtig die woord is en hoeveel verskeide wonderwerke, hoeveel verskeide beloftes is daar. Dankie dat ons kan vashou en kan weet daar is hoop in hierdie verwarde wêreld. Hoop waar ons om ons kyk en dink, Here, hoe verder, hoe korrup kan die wêreld nog word, maar u gee vir ons 'n belofte. U gaan terugkom, u gaan ons kom haal. En eendag gaan u regeer en ons gaan saam met u regeer. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.